Die skole is weer onder aanval en hierdie keer oor subsidies en dreigende poste wat gesny gaan word. Die Solidariteit Onderwysernetwerk is daar vir die onderwysers. En dit is wat skool aan die einde van die dag is. Dis 'n ontmoetingsplek van die kind en die onderwyser. En tydens daardie ontmoetingsgeleentheid word daar nie net kennis oorgedra nie, maar ook kultuur en waardes. En dit is hoekom skool so ongelooflik belangrik vir ons is. En as ons skole aangeval word, soos nou, dan is dit vir ons 'n ernstige saak. En dis waaroor ons gaan praat. Johan Botha is die hoof van ons onderwysernetwerk en hy is in die middel van hierdie gevegte. En ons gaan so 'n bietjie die ding heeltemal nou deurpraat. Johan, kom ons begin. Daar was 'n skrywe aan skole en daar's gesê subsidies gaan gesny word, maar ook poste gaan verlore gaan. Wat is die status op die oomblik daarvan? Ja, Dirk, dit is natuurlik 'n bom wat letterlik in skole se skote ontplof het op 'n baie laat stadium in Oktober. In terme van die nasionale norme en standaarde van skoolbefondsing, moet die departement van onderwys teen 30 September vir skole in kennis stel wat hulle posvoorsiening is, asook wat hulle befondsing gaan wees per leerder vir die daaropvolgende kalenderjaar. Wat nou gebeur het in Gauteng, baie laat in Oktober, is skole ingelig wat hulle posvoorsiening gaan wees en dat hulle hulle befondsing met tot 65% gesny is. Dit is verskriklik. So dit beteken dus daar is al begroot, daar is al beplan en dan kry jy hierdie bombrief. Dit is korrek. So die probleem is, nou sit jy met 'n begroting waarop jy begroot het vir 2026 en nou, dit is goedgekeur op jou algemene jaarvergadering en nou ewe skielik moet jy 2 poste daar uithaal, plus jy moet 'n groot komponent daar uitsny, 65%, vir party skole is dit amper 800-900 000 rand, wat 'n groot hap is wat nou uit daai begroting uitgeneem is. Dis absolute chaos. Nou, dit het toe later gebleik dat daar 'n skrywe was wat gesê het, nee, wag 'n bietjie, die subsidies, dit bly nou staan, die sny van die subsidies, maar ons gaan nie meer poste sny nie. Nou, dit is 'n verskriklike ding wat hier besig is om te gebeur, die ongelooflike onsekerheid in skole. Want sê net maar daar's 'n personeelkort van 150. Al 150, wonder het ek nog 'n pos, want hulle het gesê dan moet 2 gesny word. Nou is hier 'n mediaverklaring wat sê nee, dit gaan nie meer gesny word nie, maar die skole hoor niks. Wat hoor julle, wat is die status van die brief wat geskryf is of die mediaverklaring wat gesê het dan gaan nie meer poste gesny word? Dirk, daardie mediaverklaring het skole nog meer onseker gemaak. Die probleem is, die mediaverklaring het gesê poste gaan nie gesnoei word nie, en tot vandag toe is daar nog nie 'n enkele skrywe vir 'n skool gegee om te sê dat jy gaan nie poste verloor nie. So die departement, weer eens, sonder om die skoolgemeenskap, sonder om skole se welstand en beplanning in ag te neem, reik 'n mediaverklaring uit sonder dat daar enige formele besluit is, en dus is skole nog steeds in die donker wat hulle posvoorsiening aanbetref. Goed, en wat die subsidies betref, op die oomblik met skole met daai werklikheid werk, dat hulle minder geld kry vir volgende jaar. Hoe hanteer mens dit? Jy's ook op 'n beheerliggaam. Dirk, die probleem wat 'n skool nou het is, kwintiel 5 skole, dis nou die skole wat nou die meeste deur hierdie spesifieke besnoeiing geaffekteer is ironies genoeg ons Afrikaanse skole wat grootliks daardeur geraak word. Nou, kwintiel 5 skool is 'n skool wat volgens die departement se eie klassifikasie in die sogenaamde welvarende gemeenskappe geleë is. Dit beteken dis die skole wat ook die minste befondsing kry van die departement af en wat die meeste skoolfonds dan uit hulle eie uit hulle skoolgemeenskappe uithef. So die kwintiel 5 skole is die skole wat nou die swaarste hierdeur getref word. So kwintiel 5 skole het in die verlede vir die afgelope 6 jaar het hulle 'n bedrag in die omgewing van 800-900 rand ontvang per leerder per jaar, en dit is nou afgebring na 315 rand per leerder per jaar. Jy het geskryf ook, 'n brief geskryf aan die departement, onderliggend, wat het jy gesê? Die onderwysernetwerk
het gesê dat die departement moet besef wat se dramatiese gevolge die besnoeiing van poste, maar ook die besnoeiing van fondse vir ons skoolgemeenskappe inhou. Ons onderwysers wat al reeds onder druk is, staar nou die gevaar dat hulle moontlik in 2026 met klaskamers kan sit waar jy een onderwyser het vir 40 tot 45 leerders, wat leeruitkomste dramaties negatief affekteer. En jy sit ook met gevalle waar skole nou sê, in 2026 gaan ons dalk moontlik vir die eerste 4 maande ons lopende uitgawes soos water en ligte kan dek, en dan is ons in die moeilikheid. So skole kan op hierdie stadium groot projekte, verbeterings aan klaskamers, infrastruktuur, aan sportgeriewe, moet nou ook op sy geskuif word, en ons moet nou eintlik fokus op instandhouding. En daar is seker omtrent 80% van die skole wat sê dat hulle ervaar nou ernstige finansiële druk, en hulle moet bitter mooi besin oor hoe hulle geld spandeer. En die probleem is, natuurlik kan dit deurgegee word aan die ouer, want dit is, kwintiel 5 skole, 4 en 5, kan jy spesifiek dan ook skoolgelde hef, so dit kan deurgegee word. Maar die ouers kan eenvoudig nie meer dit bekostig nie. Dis baie waar, Dirk, en ek dink die realiteit is, die kwintiel 5 skoolgemeenskappe is nie altyd in welvarende gemeenskappe geleë nie. Baie ouers, meeste van die ouers met wie ons gesels het, is by skole wat nie in gegoede areas is. Dis eintlik ou definisies. Dis 'n ou definisie, dis 'n uitgediende definisie. En daar is 'n skool byvoorbeeld in Pretoria wat 25% van die ouers kan skoolfonds betaal, maar hulle word geag 'n kwintiel 5 skool te wees. Ja. En die hartseer realiteit is, hierdie hele besluit van die departement gaan net so op die skouers van ons ouers geplaas word om daardie finansiële druk nou weer eens te absorbeer. Wel, dit is deel van die nuttelose bestuur wat ons gesien het van die onderwys bedeling in Gauteng, en ek dink daar's 'n stuk moedswilligheid daarin. Maar wat is 'n mens se volgende stap? Wat doen ons nou? Dirk, die realiteit is, ons het nou vir die departement gesê, hierdie is nie 'n volhoubare model vir die toekoms nie. Julle sit met opset ons skole onder druk vanuit 'n finansiële perspektief, maar die realiteit is, ons gaan moet begin alternatiewe in plek sit anderkant die staat. Dit is die doodeenvoudige realiteit, en ons gaan al hoe meer moet begin kyk om die staat uit die proses uit te haal, want soos ons gesien het, die staat, die departement in hierdie geval, kan nie vertrou word om ter goeder trou op te tree vir ons kinders se onderwystoekoms in Suid-Afrika. Dis maar daai 3-been benadering van ons. Ons moet nommer 1 moet ons onderwysers beskerm. En dit moet ons doen met alles wat ons het. Nommer 2 moet ons hierdie spul beveg. So die tweede een is veg, en ons sal dit doen. As dit moet litigeer, dan moet dit litigeer. Nommer 3 moet ons dan alternatiewe maniere bou. Het sy binne die skool self, in die openbare skoolstelsel, maar ons moet ook begin kyk na onafhanklike skoolstelsels. So ons moet kyk, jy's heeltemal reg, het sy binne die openbare omgewing of buite, ons moet so ver as moontlik anderkant die staat kom. Maar ek wil by jou hoor, ons het nou nog gepraat van dat daar nou 'n moontlikheid is dat daar nie poste gesny gaan word nie. Die verklaring was uitgereik, skole weet dit nog nie, mense is nog steeds onseker, en skole is eintlik al in gesprek met onderwysers wat moet gaan. Daar's al afleggingsgesprekke aan die gang, daar's al mense geïdentifiseer, dit maak ons het nou nog nie spesifieke dispute ontvang nie, maar dit is daar, ek weet van sulke gesprekke. Nou, maar kom ons sê teoreties dat die departement sê ons gaan nie meer poste sny nie, ons gaan ongelooflik dankbaar en bly daaroor wees, maar onmiddellik skuif die druk na die beheerliggaam poste toe, en spesifiek beheerliggaam onderwysers. Hulle is blootgestel. Dit is 100% korrek, Dirk. Die uitdaging van beheerliggaam onderwysers in vandag se onderwysstelsel in Suid-Afrika is, hulle is nie gedek deur 'n kollektiewe ooreenkoms nie. Hulle het 'n ooreenkoms met die beheerliggaam en word geag 'n werknemer te wees, soos enige ander werknemer daar buitekant. Daar is nie 'n ooreenkoms wat hulle beskerm nie. En ongelukkig die realiteit is, as dit gaan oor befondsing, besnoeiing van begrotings, is dit die eerste persone wat in die vuurpeloton gaan staan. En dit is waarom die onderwysernetwerk by Solidariteit 'n spesifieke fokus begin ontwikkel het, om te kyk na die belange van ons, veral ons beheerliggame onderwysers, omrede ons besef dat hulle is ongelooflik blootgestel in die onderwysstelsel in Suid-Afrika. Vertel 'n bietjie meer hoe julle voorsien beheerliggame onderwysers beskerm kan word, en dan miskien ook
bietjie meer oor wat die Solidariteit Onderwysernetwerk doen. Die doel van ons onderwysernetwerk is, soos jy reg uitgewys het, beskerming. So ons kyk na die werksbeskerming. Werk is sentraal tot alles wat ons Solidariteit doen en ons primêre fokus is om onderwysers, veral ons beheerliggaam onderwysers, in die klaskamer te hou, hulle werk te beskerm. Enige proses wat daar buite kan plaasvind wat die werk van 'n onderwyser, 'n beheerliggaam onderwyser raak, is spesifiek Solidariteit Onderwysernetwerk se kostes, ons betrokkenheid. Dit is daar waar ons in presse gaan tree vir ons onderwysers en ons gaan in samewerking met beheerliggame moet tree om te kyk hoe ons werkbare oplossings gaan kry vir veral ons beheerliggame onderwysers wat tans met hierdie uitdagings in die gesig gestaar word. Binne die groter Solidariteit beweging doen ons selfs meer. Ons het onderwysers wat opgelei word deur akademia, ons het studiefondse wat onderwysers in staat stel om opgeleid te kan word. Ons het die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum wat onderwysers ondersteun, wat ook betrokke is by opleiding van onderwysers. So is 'n hele mikrokosmos wat ons het om onderwysers spesifiek te beskerm. En die rede hoekom ons dit doen, is natuurlik omdat ons kinders so ongelooflik belangrik is. Die hele idee van onderwys is absoluut deel van die siel van die Afrikaanse gemeenskap. Ons kinders se onderwys was nog altyd vir ons ongelooflik belangrik. En as jy daarvan praat, dan kan ons nie anders as om te praat oor onderwysers nie. En daarom moet ons onderwysers en ons hele onderwysbedeling beskerm. Ons moet beskerm ons onderwysers. Ons moet veg teen hierdie onreg wat gepleeg word, maar ons ook moet kyk dat ons alternatiewe bou sodat ons al hoe meer ander kan die staat ook kan wees. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.